My naam is Johan van Zyl en ek is die eienaar van JJ van Zyl Oogkundiges en ons webtuiste se naam is johanvanzyl.com en ek praktiseer hier in Somerset West, naby in die Kaap in Suid-Afrika. En vandag gaan ons bietjie praat oor bysiendheid, myopia, en wat gaan aan, hoekom ons kinders nou hoekom word hulle al hoe meer bysiendheid? En ons begin, wat is bysiendheid? Soos die naam aandui, bysiende, jy kan by jou sien, jy kan nie so lekker ver kyk nie. So die probleem is, jy kan nie ver kyk nie, jou oë word al hoe meer sterker vir naby kyk, ons noem dit bysiendheid. So as jy nie iets kan ver sien nie, dan is jy bysiende of myopies. Nou hoekom gebeur dit? Ek sal my eie storieetjie gou vir julle verduidelik. Ek is geseënd genoeg gewees om een goeie oog te kry van my pa af en geneties 'n swak bysiende oog of 'n bysiende oog van my mammie af. En ja, hoekom gebeur dit? Dit is nou al 40 jaar dat ek nou optometrie doen en niemand weet eintlik regtig presies hoekom dit gebeur nie. Daar is allerhande teorieë en vandag gaan ek vir julle verduidelik wat my siening is, persoonlike siening is oor bysiendheid, hoekom dit gebeur en wat kan ons miskien doen om die risiko, langtermyn risiko te verminder as sulks. So kom ons begin by 'n goue reël in die mediese bedryf vandag. So vandag in die mediese bedryf is daar eintlik net een goue reël. Hulle sê use it or lose it. En wat beteken dit? Dit beteken dat as jy nie jou bene gebruik nie, of jy gebruik nie jou oë nie, of jy gebruik nie jou brein nie, uiteindelik gaan jou liggaam daai gebruik verminder natuurlik. Jy gaan minder kan loop, jy gaan minder kan oefen, jy gaan byvoorbeeld minder kan sien. So vandag die oorkoepelende beginsel in die mediese bedryf is basies gebruik jou liggaam. Jou liggaam het 'n fantastiese vermoë om homself te genees en ek moet sê van 'n persoonlike oogpunt af, ek sê vir my kinders dat ek dink baie keer 'n bietjie ongerief in 'n mens se liggaam veroorsaak langtermyn meer gerief. Dis die snaakste ding en ek dink vir as mens ouer word, dan vind 'n mens dat dit maak nie eintlik sin nie, maar 'n bietjie ongerief of 'n bietjie pyn veroorsaak eintlik langtermyn 'n bietjie minder pyn en baie keer veroorsaak dit meer gerief. Maar kom ons begin by hoekom lyk ons soos wat ons lyk? Wat gaan aan? Hoekom sien ons nou hierdie geslag van kinders wat almal brille dra en al hoe meer bysiende word? So daar's nie twee redes hoekom ons lyk soos wat ons lyk. Natuurlik die eerste rede is genetika. Jy lyk soos jy lyk as gevolg van jou mammie en jou pappie, jou oumas en jou oupas. So daai genetika speel 'n baie belangrike rol in hoe jy lyk, hoe jou oë lyk, as jy geseënd met 'n stel goeie oë, of in my geval was dit een goeie oog en een oog wat nogal baie bysiende was. Inteendeel, toe ek op skool was, het ek geweet ek kon nie lekker sien met my een oog nie en as die verpleegsters kom op die oogtoets het in die ou dae, dan het hulle ons nou altyd vir jou 'n teken gegee en vir jou gesê lees daai letters of daai nommertjies en so en dan maak jy nou maar die een oog toe en dan maak jy die ander oog toe en in my geval het ek dit so gedoen, as hulle sê maak die regter oog toe, dan maak ek nou so en met 'n lekker groot handbeweging maak ek die een oog toe. En gewoonlik as jy jou hand optel, dan begin die verpleegster al klaar kyk vir die kaart. Natuurlik met die ander oog het ek nou so gemaak en op die laaste oomblik dan maak ek nou weer die een oog toe. So want hulle hou jou hande dop. En dis hoekom ek nou eers eintlik in matriek begin brille dra het, want toe het hulle ontdek dat ek kon nie lekker met my een oog sien nie. So ja, genetika speel 'n baie belangrike rol by bysiende. So as jou mammie en jou pappie albei dik brille gedra het of hulle bysiende was, dan is die kanse dat jy gaan bysiende wees ook baie groter as sulks.
Natuurlik die ander rede is omgewingsfaktore. So daar's eintlik maar net twee redes hoekom jy lyk soos wat jy lyk, en die een is die genetika, en tot onlangs kon ons eintlik nie veel daaraan doen nie. Maar ja, vandag weet ons nie wat hulle al klaar doen met genetika en genetiese manipulasie nie. En hoekom is genetika belangrik? Ek sal dit in 'n oomblik meer verduidelik en ook met 'n voorbeeld gee, maar kom ons gaan kyk na die hooffaktore wat nou vandag gebeur. Wat is aan die gang vandag, né? Ons noem dit omgewingsfaktore. Die impak van die omgewing op jou liggaam of in die geval op jou oë. En daar is natuurlik nou net een goue reël of tenant wat daar van op toepassing is, en ons noem dit as jy die liggaam se funksie verander. Uiteindelik, as jy dit reg doen en jy doen dit rustig, dan gaan jy uiteindelik die struktuur verander. So hulle sê function alters structure. So as jy gaan 4 of 5 ure 'n dag bodybuilding doen, man, dis mos nou so half logies, jy gaan na 'n paar jaar lyk soos 'n bodybuilder. Jy gaan nie lyk soos 'n swemmer of 'n drawer nie, jy gaan lyk soos 'n bodybuilder, want dit is wat jou liggaam nou so half probeer om aan te pas mee. Hy probeer om daai unieke stres van bodybuilding te verminder, dat jy kan net rustiger doen. So, dieselfde gebeur met die oë. Nou, as 'n mens kom by omgewingsfaktore, praat jy eintlik van stresbestuur. En as 'n mens praat van myopia, praat jy eintlik vandag van adaptasie. So, myopia is 'n adaptasie van jou oë. Dis my persoonlike mening, hoe ek daaroor voel. So, bysiendheid is 'n adaptasie wat jou oë doen om wat te doen? Om meer inligting te absorbeer. Want dit is hoekom jou oë vir jou die belangrikste sintuig is. So, per tydbestek, per time unit, gee die oë vir jou meer inligting van jou wêreld as enige ander sintuig. Inteendeel, 'n groter gedeelte van jou sintuigarea in jou brein is net vir die oë as enige ander, al die ander sintuie saam. So, as jy mens kyk dan na bysiendheid, dan praat jy eintlik van adaptasie, jou liggaam se vermoë om aan te pas. En in die wydste definisie van adaptasie is daar net 3 dinge, en dis nie net jou oë nie, maar dit is ook jou liggaam, hoe hy stres kan hanteer. So as 'n mens kyk na jou liggaam se vermoë om stres te bestuur, dan kan jy 'n positiewe adaptasie hê tot stresbestuur. Jy kan 'n negatiewe adaptasie hê, of jy kan 'n ontwykingsadaptasie hê. Dis als maniere hoe die liggaam daai stres probeer bestuur, en dit is nie net op toepassing van jou oë nie, dit kan wees jou werk, jou oefening, enigiets wat jou stres, en dis gewoonlik 'n dinamiese situasie. Dis nie net 'n kwessie van dat jy gaan aanpas by jou stres nie, of jy gaan dit net eendag krak nie. So, kom ons neem aan byvoorbeeld iets wat ons, ek dink elke persoon wat in Suid-Afrika deesdae bestuur, een van ons wit taxi-bestuurders wat verby jou die oggend jaag, en jy voel so 'n bietjie ligtelik geïrriteerd, en jy wys miskien vir hom dalk 'n paar handsyne. Man, dan is dit nou so half, jy kan nie daarmee deel nie. Dis nou so half 'n negatiewe reaksie op dit. Maar aan die ander kant, jy kan die oggend nou jou musiek lekker rustig opsit, die ou kan verby jou jaag, voor jou indruk, maar jy smile vir hom en jy waai vir hom, so jy het nou geleer om so half positief daai stres te hanteer. So ek sê aan die ander kant, as jy nou dit nou nie kan hanteer nie, dan dan kan jy nou miskien nou maar, ek sê 'n paar handsyne gooi. En laastens, as jy nou byvoorbeeld nou besluit, weet jy wat, ek kan dit nou glad nie hanteer nie, jy wil hierdie stres ontwyk, dan kan jy miskien vir jou 'n ander werk gaan kry. So, in die wydste definisie van stresbestuur is daar basies, ek sê in my opinie, as daar net 3 maniere hoe jou liggaam, dis net jou oë nie, dis jou liggaam, dis jou brein, hoe hy stres kan bestuur. So as 'n mens kyk na jou oë, wat veroorsaak stres by jou oë? Stres word veroorsaak deur om naby te kyk. En ek sê vir mense, dis 'n snaakse ding, oor geneties, tot op 20 jaar gelede, selfs nou nog, ons oë was gemaak vir 'n normaalweg ver kyk. So van die sterretjies af tot omtrent hier by 1 meter om jou. Jou oogspier hoef omtrent glad nie te werk nie. Maar vir elke sentimeter wat hy moet kyk nader as
'n meter, dan begin jou oogspanning eksponensieel opgaan. En ek het 'n klompie jare gelede so met 'n finansiële adviseur gepraat, toe vra ek vir hom, ken hy die woord exponential? Toe haak die finansiële adviseur af en hy sê vir my, man, normally it is a very bad word, except when it comes to investments. Nou, in die geval is daai bysiendheid ongelukkig ook as gevolg van die feit dat jy heeltyd so baie naby kyk. En dit is meer belangrik om dit by kinders te probeer voorkom. En hoekom is dit so? So kom ons gaan net vir 'n oomblik terug na hierdie genetika toe. En kom ons verbeel dat jy is nou 40 jaar oud. Jy's 40 jaar oud en ons kloon jou. Ons maak 'n identiese kloon van jou. Maar die kloon van jou is 18 of 20 jaar oud. So julle is twee identiese genetiese persone. En kom ons sê julle bly in dieselfde huis. Julle eet dieselfde kos. Julle gaan 3 ure 'n dag gym toe. Elke dag, so twee selfde mense, slaap dieselfde tyd, bly in dieselfde huis, eet dieselfde kos, doen dieselfde oefening. Wie dink julle gaan beter lyk na 'n jaar of 2, die 40-jarige persoon of die kloon van 20 jaar? En as 'n mens daaraan dink, dan gaan jy so half vir jouself sê, maar heel waarskynlik die jonger persoon. Maar hoekom die jonger persoon? Daar's 'n baie eenvoudige rede. Is dat jou liggaam het 'n groter manier om aan te pas op 20. So jou aanpassingsvermoë, jou adaptasie is vinniger en beter, is meer gemakliker op 20. Dit beteken nie dat die stres op die liggaam andersers is nie. Die twee persone gaan gym toe, hulle het dieselfde stres. En inteendeel, as 'n mens kyk na 'n gym, dis nie die gewigte of die gym wat jou liggaam laat verander nie. Dis die stres veroorsaak deur die gewigte wat die aanpassing, wat die liggaam laat verander. En as 'n mens net daai gym voorbeeld gebruik, dan gaan jy beslis kry dat party ouens gaan positief reageer en hulle gaan beter lyk. Ander ouens gaan miskien 'n sportbesering optel. Natuurlik nou hier in die Kaap, as 'n mens nou begin in Januarie gym toe gaan en hier teen Mei, Junie, dan raak jy daar 'n bietjie kort en dan besluit jy gaan nie meer gym toe nie, dis te veel stres om so vroeg wakker te word, dan hou jy op daarmee. En baie vinnig, dan gaan jou liggaam nou weer lyk, hier teen Oktober of November, as jy nou weer wil gym toe gaan, dan lyk dit soos wat hy gelyk het in Januarie. Want daai kondisie is nog nie vasgestel in die liggaam nie. Die Engelse woord vir dit is embedded. En hoekom is dit van belang hierdie? So kom ons gaan terug na ons kinders toe. So ek is gebore met 'n oog wat bysiende is en 'n normale oog. Ek het nooit bril gedra tot my eerste, tweede jaar in studies nie. Want ek het op my een oog basies staat gemaak. En toe ek nou begin studeer het, en ek was maar 'n relatiewe lui skoolier gewees, moes ek nou uiteindelik gaan studeer het, toe het al twee my oë bysiende geword, want ek het baie gestudeer. So hoe meer ek naby gekyk het, hoe beter het my oë geword vir naby kyk. En hoe beter my oë geword het vir naby kyk, hoe meer het my oë verswak vir ver kyk, selfs my goeie oog. Maar my bysiende oog geneties het meer verander vinniger. Toe ek nou klaar gestudeer het in ons finale jaar, toe is altyd my oë meer bysiende en ek moes toe meer gereeld, ek moes eintlik toe maar 'n bril dra. En ek vra toe vir my lektor, want ons het toe nou in die laaste jaar, het ons nou 'n paar weke se voorkomende optometrie gedoen. Ek gevra toe vir hom, nou maar, kon ons nie bietjie so half voorkomende optometrie gedoen het in die eerste jaar nie, want dit was nou so half te laat vir my. So, toe ons nou kinders gehad het, ek en my vrou, het ek geweet, daar is 'n geen in ons familie, wat hoë bysiendheid het. So my kinders het ek leesbrille gegee, om die oogspanning te verminder van 7 jaar oud af. Hulle oë was gelukkig, dank Vader, albei redelik goed vir ver kyk,
So hulle was normaal in daai sin, maar hulle was nog steeds al klaar in daai jare, het hulle baie binnekant gebly en geteken, hulle hou van daai tipe goed. So albei twee my kinders het ek leesbrille gegee van 'n jong ouderdom af. En hulle oë was baie goed. Maar soos meeste ouers my ouderdom weet, hierso tussen 18 en 25, dan is kinders baie slim. En albei van my kinders het toe besluit toe hulle gaan studeer het, hulle los hulle leesbrille vir so 'n jaar. En in daai jaar het albei my kinders se oë verander en hulle het albei meer bysiende geword. So vandag dra my kinders 'n bril vir verkyk, 'n korrektiewe bril, en hulle dra nog steeds hulle voorkomende leesbril. Nou, hoekom is dit so belangrik? So kom ons gaan terug na die voorbeeld wat ek gesê het nou van die gekloon storieetjie. So om kinders se bysiendheid te probeer bestuur en beheer te verminder van 8 of 10 jaar oud tot omtrent 20 of 25 jaar in my opinie is krities, want dit is die jare waar jou liggaam super aanpasbaar is. So as daai kind se bysiendheid nie reg bestuur word nie, dan gaan daai kind op die einde van die dag baie meer bysiende wees en die risiko vir probleme op jou ou dag is ook baie groter. En ek praat nou van myself, ek het hierdie jaar my jaar begin met 'n retina loslating en dit is regtig baie skrikwekkend, angstig, skerry vir my gewees, amper my visie verloor. So vir my is dit krities dat ouers en oogkundiges besef dat bysiendheid vandag is regtig amper, in my opinie, amper 'n epidemie soos diabetes, waar kinders eenvoudig te veel naby kyk. Hulle besef nie die risiko's van wat hulle doen nie. En kom ons gaan weer terug en ons gaan imagine dit nou weer. So al ons kinders doen vandag 5 of 4, ten minste 4 of 6 ure 'n dag se naby kyk, vandat hulle seker 6 of 7 jaar oud is, totdat hulle, weet, inteendeel, ek dink dit stop nooit nie. Maar kom ons gaan dink dit 'n bietjie aan. As al ons kinders nou van môre af gaan met 20 km draf, hoe gaan daai kind se liggaam lyk? Wat gaan met daai kind gebeur? Oor 'n paar jaar dan gaan jy gaan kinders sien wat almal super fiks is en hulle gaan almal bietjie skraler wees miskien en gesonder wees, want dis wat die liggaam nou gaan doen. Die liggaam gaan probeer aanpas by die gedrawery. Maar nou kyk daai kind nou elke dag naby. Hy kyk op sy selfoon, hy kyk op sy tablet, hy kyk TV, hy doen sy lees- en leerwerk, hy kyk naby. So hoe meer naby kyk jy gaan doen, letterlik hoe groter word die oogbal. Die oogbal word groter. So enigiets wat gewoonlik groter word sterker en sterker word groter. As jy kyk na 'n bodybuilder of na 'n drawer, fietsryer word sy longe groter en sterker. Dit is die adaptasie wat die liggaam maak, né? So as dit kom by die oog word fisies groter, die oogbal rek 'n bietjie, die oogjelly kan nie so lekker binnekant saamrek nie, en as jy nou so half 30-40 jaar in die toekoms ingaan, dan stamp jy jou kop soos in my geval en jy word wakker met 'n retina loslating, want die velletjie is dunner, die oog is dunner, hy het groter geword, hy het sterker geword om al die nabykyk te doen, maar ongelukkig op jou ou dag het jy ook 'n baie groter risiko om dan jou visie te verloor dalk. Ek wil net gou 'n bietjie teruggaan na stresbestuur hierso. So as 'n mens kyk na kinders vandag, dan gaan jy sien meeste van die kinders in 'n algemene klas wat brille dra is meisies. So meisies oor die algemeen word vinniger bysiende en word meer bysiende as seuns. Hulle vermoed dit is toe ons nog ontwikkel het die mens. Ek sal nie daaroor praat verder nie, maar dat die meisies wat kon blommetjies kyk naby en so, daar was 'n geen wat oorgedra is, wat die oog meer aanpasbaar gemaak het vir bysiendheid. So oor die algemeen gaan meisies meer positief reageer tot naby kyk. Hulle oog gaan vinniger aanpas. So in 'n gemiddelde klas situasie gaan jy altyd vind dis meer die meisies wat brille dra. Die seuns aan die ander kant, jy kry meer seuns wat 'n bietjie skeel is, of natuurlik deesdae baie leerprobleme. So hoekom is daar leerprobleme meerendeels by seuns? Want onthou, ons praat oor inligtingabsorpsie.
So as daai stelsel aanpas, dan word hy bysiende. Hy kan meer inligting absorbeer. Inteendeel, daar was studies gedoen gewees van die wêreldleiers en hulle het gevind dat wêreldleiers 50, 60 jaar gelede ouens wat kon verkyk was gewoonlik die wêreldleiers. Hulle kon verkyk, 'n bootkaptein, hy kon ver sien, hy kon eers die gevaar sien. Inteendeel, in Suid-Afrika, dink 'n bietjie as jy nou moes bysiende wees 100 of 2 of 300 jaar gelede, jy kon niks ver sien nie. Wat is jou kanse op oorlewing dan? So meisies oor die algemeen is meer bysiende. Seuns kry partykeer 'n bietjie skeelprobleme of natuurlik hulle kry leerprobleme deesdae. So die suksesvolle seun jare gelede was die een wat kon jag, wat kon goed ver sien. Daai seuns, daai mans se oë is gebou vir verkyk. Nou moet hulle heeltyd naby kyk. Daar's geweldige oogspanning vir naby kyk. Soos wat ek sê, vir elke sentimeter nader as 1 meter moet jou oogspier eksponensieel harder werk om die lig te fokus. So wat gebeur met party kinders is dat, en veral meer seuns, hulle kan naby sien, daar's niks fout nie, hulle kan ver sien, hulle het geen brille nodig nie. Maar as hy naby kyk, dan stres sy oë soveel dat hy letterlik dit gaan af. Hy kan nie die inligting wat op daai bladsy staan absorbeer deur die visuele stelsel nie. En baie van daai kinders word auditories dominant. Dis nog steeds 'n oorlewingsmeganisme en ek sê altyd dat ons sien al 3 probleme partykeer by een pasiënt. Ons sien al die seuns, hy word 'n bietjie bysiende, daar's miskien 'n laaggraadse visuele probleem daar, so die oë is heeltemal reguit nie en hy het ook miskien partykeer 'n bietjie leerprobleme. Maar as ons kyk na ons kinders nou vandag, wat kan ons doen? Wat kan ons doen om dit te voorkom? Die eerste ding is, ons moet ons kinders kry om 'n bietjie meer gebalanseerde lewe te lei. Pas op vir net selfoon kyk veral. Kom uit buitekant toe. Buitekant toe, doen die normale goed, kry 'n leesbril en by die meisies deesdae is daar tot kontaklense wat ons kan gebruik daarvoor. Daar is 'n spesifieke lens wat ons kan gebruik, 'n dagdra lens wat nogal baie goeie resultate het. Ons is 'n groot voorstander van die lens as sulks in ons praktyk vir die meisies. Ons het so 1 of 2 seuns ook, maar oor die algemeen is meer meisies. Maar die groot geheim wat ons moet doen is 'n balans in ons kinders kry. En dan onthou dat dit help nie net om vir 'n kind 'n bril te gee vir verkyk nie. Want die probleem is te veel naby kyk. Die effek is verswakte verkyk. So as ons net vir 'n kind 'n bril gee vir verkyk, dan los ons nie die probleem op nie. Ons maak eintlik net die probleem erger, want elke keer as ons vir die kind 'n bril gee vir verkyk, daai adaptasie, daai aanpassing wat die kind gedoen het om gemakliker te kan lees, dit vat ons in 'n oomblik weg. En dan begin daai liggaam weer aanpas. En ek sê vir my pasiënte, dit is soos byvoorbeeld 'n ou wat nou gym toe gaan en hy oefen nou lekker en hy's nou gemaklik en dan boep, sit jy 10 kg by. Dan begin sy aanpassing weer van voor af. En dan sodra hy nou weer gemaklik is en sy spiere is bietjie groter, wat doen jy dan? Dan gooi jy weer 10 kg by die ou se gewigte. Daai persoon gaan uiteindelik 'n probleem ontwikkel. En dit is wat ons gebeur met ons kinders. So jy kan nie net aanhou vir jou kind 'n sterker bril gee vir verkyk nie. Jy moet besef die probleem is eintlik te veel naby kyk. 'n Verkykbril is net korrektief en ons moet absoluut dink aan voorkoming. En as jy dink aan voorkoming, dan is dit jou kind se dieet, jou kind se leefstyl, probeer om jou kind buitekant te hê, laat hy 'n leesbril dra binnekant of spesiale kontaklense dra, maar wees bewus dat die venster van geleentheid is slegs normaalweg tussen 8 of 10 jaar en 20 of 24 jaar, want na daai periode, jou oog gaan nog steeds verander, maar dit gaan minder verander. Jy gaan wel miskien bietjie probleme kry, so ek sê, as jy, dit soos die kloon voorbeeld,
albei daai persone het spanning op hulle lyf, maar hulle reageer nie dieselfde nie. So as ons die kinders se bysiendheid kan verminder of bestuur, dat dit nie soveel verander tussen 8 miskien en 20 of 22 nie, dan het die kinders 'n baie kleiner kans om op hulle ou dag met groot probleme te sit met hulle oë. As julle vir my verduideliking gehou het oor bysiendheid, ons gaan nog 'n klomp video's doen oor hoekom sukkel mense so oor met hulle multifokale. Inteendeel vandag spesialiseer ek in ouer pasiënte. Op my jonger dae, voor ek Engeland toe gegaan het ek kindervisiesorg was my spesialiteit gewees. Maar as jy gehou het van ons video, ek het nog so 2 ander wat ek ook al gelaai het. Like en subscribe ons, of gaan kyk op ons Facebook bladsy. Alternatieflik gee ons sommer 'n likeie hier in Somerset West in Suid-Afrika by 021 854 7396. JJ van Sail Oogkundiges.